Die duiwel het sy meestersgraad in tegnologie en om dit te laat misluk en probleme te gee. Maar ek is seker ons sal nou agter die kap van die byl kom. Daar sy wonderlik. Ek moenie my vra wat het ek gedoen nie, ek kan nie vir u sê nie. Nou liewe vriende, voor ons begin, kom ons buig net die hoofde, dan bid ons ook saam. Hemelvader, baie dankie vir 'n aand en 'n geleentheid soos hierdie waar ons kan kom stil raak, tot u kan kom nader, saam u woord kan open en Here, vanaand eintlik 'n baie belangrike vraag kan kom vra. Hoekom? En Here, ons besef op hierdie aarde gaan ons nie altyd al die antwoorde kry nie. Ons gaan nie altyd alles verstaan nie. Maar dankie Here dat u ons nie in die duisternis laat nie. Dat deur u woord gee u vir ons of 'n antwoord of u gee vir ons berusting. Berusting in wie u is en wat u kom bewerk het en wat u doen. En dat ons as u kinders Here daaraan kan vashou en vertrou en weet Here, u sal ons nooit verlaat of ons nooit in die steek laat nie. Here, ek kom bid dat ons vanaand ons harte sal oopstel om u woord te luister en te harte te neem. Dalk sit u van ons vanaand met siekte. Dalk sit u van ons wat in die verlede siek was en tot vandag toe nie verstaan wat was die doel en die rede daar agter nie. En ons weet ook moontlikhede dat in die toekoms kan iets oor ons pad. En daarom is ons dankbaar dat u woord vanaand tot ons kom spreek en vir ons duidelike wysheid en leiding kom bied en gee. Seën ons nou Here en word u ook verheerlik. Ons bid dit in die heilige, kosbare en die dierbare naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil nou om die woord van die Here saam met oop te maak by Johannes hoofstuk 9. Johannes hoofstuk 9, ons gaan daar net die eerste 5 verse saam lees en dan as u my die geleentheid sal gun ook sal ek dan net kortliks so dit met idee draf en verduidelik ook rondom wat hier plaasvind en gebeur, want dit is die hele Johannes hoofstuk 9 wat praat van die genesing van 'n jong man wat blind was. Terwyl jy blaai in die Bybels, sal jy ook opmerk in die gedeelte wat ons saam na gaan kyk en saam gaan open hiersom. In hierdie gedeelte wys dit vir ons dat Jesus neem klei, hy spoeg daarop en hy maak dit saam en hy sit dit op hierdie jong man se oë. Op ander gevalle spreek Jesus net 'n woord en daar was genesing. In ander gevalle het hy mense aangeraak. Op ander maniere en verskillende maniere kom Jesus en hy genees. En dan wonder 'n mens hoekom? Watter manier is nou die regte manier? Wat moet ons vanaand doen? Moet die dominee nou vanaand op klei spoeg of op die oë sit? Nee. Moet ons nou hande oplê? Moet ons nou 'n sekere manier bid of van gebede uitspreek? Moet ons nou in 'n sekere manier optree of maak? En die antwoord is nee, liewe vriende. Die rede hoekom die Here op verskillende maniere kom genees het en verskillende metodes kom openbaar het, is om vir u en vir my te wys. Dit gaan nie oor die hoe nie. Dit gaan oor die wie. Dis die genesing wat in die mensehande lê of in die metode van hoe ons optree en maak om God se guns te verkry of daaruit te verkry nie, maar dit gaan oor Christus self. Geen metode by homself is goed genoeg vir jou en vir my genesing nie, maar alleenlik Jesus Christus wat dit vir u en vir my bied. Kom ons lees daar saam die opskrif daar, genesing van die man wat blind gebore was. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet om hom geopenbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. Net tot sover uit die woord van die Here. Net soos ek en u kom die disippels ook by dieselfde vraag toe hulle siekte beleef en raak sien. Here, hoekom? Hoekom is hierdie jong man blind? Is dit iets wat sy ouers gedoen het en hy word nou daarvoor gestraf? Of is dit iets wat hy verrig het en daarom is hy blind gebore? En Here Jesus Christus kom maak dit duidelik hier vir sy disippels dat die oorsprong van hierdie man se siekte het niks te doen met die optrede van hom of van sy ouers nie. Maar is daar 'n geleentheid nou om God te verheerlik deur hierdie jong man se lewe. En soos ek vir julle gesê het in die gedeelte, as mens nou verder daarna kyk, het Jesus hom aangeraak, wonderbaarlik kon hy sien. Maar daar was 'n probleem, die fariseërs het hiervan gehoor. En het nie daarvan gehou dat iemand genees het op die Sabbat. En daarom roep hulle die jong man eers in, en hulle stel hom tereg en vra vir hom, wat gaan aan en wat het gebeur?
En hierdie jong man verbaasend verstaan nie en weet nie, en hy sê, ek ken nie die man of hy 'n sondaar is nie. Hulle roep die jong man sy ouers in, en die ouers sê, ons weet van niks, roep hom en hy's mondig, hy kan self vir jou praat. En as jy Bybels oop het, is my so mooi, wat in vers 25 staan van hierdie gedeelte, waar ons lees. Hier antwoord hy nou vir die tweede keer die Fariseërs, en hy antwoord en sê, of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek, dat ek blind was, en nou sien. Hier is hierdie jong man, wat nie eers volledig begryp of verstaan, wat hier met hom gebeur en plaasgevind het, dat hy die heilige God van die heelal ontmoet het, wat hier voor hom staan, hom aangeraak het en hom genees het tot 'n getuienis van almal rondom hom, sy vriende, sy familie, en selfs 'n getuienis teenoor die Fariseërs, om op te openbaar wie Jesus Christus is. En ons sien dat hierdie werke wat Jesus verrig het skares getrek, mense getrek om te kom luister. Wie is hierdie man wat die dooies lewend maak? Wat die wat dood is, wie kan opwek? Die wat verlam is, wie laat loop? Die blindes, wie laat praat? Dit laat sien, die stommes, wie laat praat? Ons sien selfs, het dit nie net die algemene mens aangetrek nie. Selfs Nikodemus in Johannes 3, 'n owerste van die Fariseërs, 'n hooggerangde man in hulle orde, kom na Jesus in die aand en hy self sê, Here, ons weet, of Rabbi, ons weet dat U van God is. Want die dinge wat U doen, kan geen mens doen as God nie met hom is nie. En hierin lê vir een vir my vanaand die hoofkoepeling en verklaring van waarom siekte in die mens se lewe plaasvind, is tot God se verheerliking. En op die oor af kan dit vir een vir my baie onregverdig klink, baie te neer gedruk laat voel. Dat ons kan dink, maar Here, hoekom moet ek ly dat U eer kan ontvang? Maar liewe vriende, wat het Christus bewerk aan die kruis vir een vir my anders, as dat hy het gelei, dat ons die heerlikheid van die ewigheid kan beleef? En wat vra hy vir een vir my in ruil daarvoor? Nie my besittings nie, nie my geld nie. Hy soek myself. Hy soek my siel waar ek hom vertrou, net soos hierdie jong man wat ons nou gaan sien, dat Christus my sal kom red uit genade uit. Hy kom soek my dat ek sê, Here, hier is ek, gebruik my. En wanneer ons daar die woorde hoor, in Jesaja 6, wanneer Here sê, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? Besef ons nie baie keer eintlik hoe gevaarlik daardie woorde is wat Jesaja sê, hier is ek, Here, stuur my. Want as ons kyk na Jesaja se bediening, na hoofstuk 6, waar hy die woorde gesê het, was dit 'n bediening van lyding, 'n bediening van bespotting, waar hom tot niks gemaak het, hom in 'n put gegooi het, waar hom verwerp het en een kant toe gestoot het. En dit is baie keer die roeping waar die Here sy kinders tot roep. Nie tot pragt en praal, dat mens net in 'n kerk kan staan en preek heeldag nie, maar tot diep werk wat niemand sien wat jy verrig en doen nie. Deur my lyding dat God verheerlik kan word en sy naam groot gemaak kan word. En daarom vanaand, liewe vriende, gaan ons kyk na verskillende redes waarom die Here siekte toelaat in jou en in my lewe. Ons het vanoggend duidelik gesien dat die bewerker van hierdie siekte is die Satan, die duiwel. Maar dat ons ook moet verstaan dat die duiwel is gebonde aan die wil van God. As God dit nie toelaat nie, kan die duiwel niks verrig nie. Ons sien dit in die verhaal van Job, waar die Here vir die duiwel uitdruklik sê, doen aan hom enigiets, maar spaar sy lewe. God gee die duiwel daardie grasie om hierdie beproewing oor Job se lewe te bring. Dis nie God self direk wat Job beproef en op die toets stel nie. Dit is God wat toelaat dat hierdie dinge oor sy pad kom, dat een van twee goed kan gebeur. Hierdie beproewing en uitdaging kan lei tot Job se ondergang, waar hy gedoen het wat, of sou kon gedoen het wat sy vrou gesê het, vloek God en sterwe. Of dit kan lei tot waar Job weer die knie voor God buig, waarlik besef wie die grootte God van die heelal is, en die Here het hom dubbel daarvoor geseën. Dieselfde ook so in u en my lewe, liewe vriende, dat daar is 'n rede agter siekte wat in u en my lewe kom. Gaan ons altyd die siekte, die rede vir die siekte weet nie? En dis 'n verklaring wat ons vanaand moet maak, voor ons die volgende 3 boodskappe nog eers aan dink. En dat is ek en jy moet verstaan, dat ons weet nie alles rondom goddelike genesing. Ons weet nie altyd, hoekom maak God siek?
wat is sy spesifieke doel en spesifieke rede in u spesifieke lewe? Ons kan vanaand in die breër daarna kyk, na verskillende redes, en moontlik kan u self u plaas in een van daai kategorieë. Maar die wonderlike ding is die Here sal dit ook in u persoonlik en privaat kan openbaar, as jy hom daarvoor soek. Dat ons ook die woorde van Paulus ten harte neem, wanneer hy sê, dat ons ken nou ten dele, maar ons sal eendag volkome verstaan. Paulus, 'n man wat getuig dat hy 'n doring in die vlees gehad, is 'n uitdrukking om te verduidelik, daar was iets wat hom belemmer het, iets wat sy bediening swaar en moeilik gemaak het. En hy self sê, ek het 3 maal van die Here gevra om hierdie doring uit die vlees te verwyder, en die Here het vir my gesê, nee, my genade is vir jou genoeg. So dit gebeur, liewe vriende, dat ek en u kan die Here vertrou vir genesing, en sy antwoord kan wees, nee. Waarom en hoekom? Wel, om in alle eerlikheid teenoor u te bely, ek weet nie. Want net soos u is ek 'n mens, ek ken nie die volkome volmaakte wil van God nie, maar dit wat hy deur sy woord aan u en my kom openbaar. En mag ons, wanneer ons vanaand na hierdie redes kyk, dalk insien vanaand, wat is die Here se plan vir my lewe? Wat wil hy bewerk in my lewe deur hierdie siekte wat my dalk oorval het, my nou oorval, of moontlik in die toekoms wat my kan gebeur? Want liewe vriende, hierdie vraag eintlik loop hand aan hand met die vraag wat baie mense vra: hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? En die woord kom antwoord ons daarop. In ons eerste gedagte vanaand sien ons sonde in die mens se lewe. Dis die eerste rede hoekom die Here baie keer siekte in ons lewens toelaat. Micha 6 vers 13 sê, so slaan ek jou dan ook met 'n smartelike wond, met verwoesting weens jou sonde. Psalm 38 vers 3, daar is geen gesondheid in my vlees weens u grimmigheid nie. Daar is geen vrede in my gebeente vanweë my sonde nie. Ek en u moet verstaan, liewe vriende, en Hebreërs sê vir ons dit uitdruklik, dat God tug die wat hy liefhet. Nie straf nie, want die gedagte van straf in die Bybel is tot uitwisting, verwoesting, tot nuutmaak. Maar tug is tot herstel en vernuwing, en om weer vars met die Here te kan begin. En daar het hierdie stigma al jare deurgeloop, en dalk het jy dit ook al gehoor, waar ons hoor in die Ou Testament dit vir ons sê, dat die Here die sonde van die voorvaders sal besoek tot in die 3de en 4de geslag. En ek dink baie mense, dis as gevolg van my ouers of my grootouers se sondes, dat ek nou vandag ly, dat ek nou vandag moet swaar trek, of dit nou siekte, finansiëel, of net in my gemoed mag wees. En liewe vriende, dit is nie die feit en die waarheid nie. Dit is nie wat daardie vers vir ons leer. Die bedoeling van daardie vers wat die Here kom sê is, as die pa in 'n sekere manier wandel, gaan die seun heel waarskynlik ook in daardie manier handel. 70% van sake, ekskuus daarvoor, amper dink julle is die wegraping, né? 70% van huishoudings waar drank misbruik word, kom daardie persoon uit 'n huishouding uit waar drank misbruik was. Toevallig by ongeluk? Nee. Dis in die weë wat ons groot maak, die normaliteit wat vir ons reg is en wat ons ouers vir ons leer, dink ons en doen ons ook. En daarom sien ons in die Ou Testament, sê die Here, omdat jou voorvaders met afgoderry omgegaan het jy dit aangeleer en draai dit ook oor aan jou kinders. Dit is nie jy wat gebonde daarin vas staan nie, dit is jy wat 'n keuse maak om te bly in daardie weë. Ek het jy moet verstaan, liewe vriende, dat God handel met die individu. En daarom gee hy aan elke mens die geleentheid om 'n keuse te maak in hulle lewe, 'n keuse vir ja en nee. Ek is seker jy ken die illustrasie van die 2 broers, tweeling, wat uit dieselfde huishouding uitkom, waar die pa 'n dronkaard was en die ma geslaan het. Die een broer het in die tronk beland en die ander broer is suksesvolle prokureur. En hulle vra vir albei hierdie broers, waarom is jy waar jy is? Wat is die rede daar agter? En die eerste een wat in die tronk was sê, wel my pa was so ek is so. En die tweede man wat 'n suksesvolle prokureur was sê, my pa was so
En daarom wil ek nie so wees nie. Joshua self, na hulle deur die Jordaan getrek het, sê vir die volk, kies vir julle dan vandag wie julle wil dien. En nou vry vertaal ek, dieselfde gode wat julle voorvaders gedien het, of die ware God van die heelal, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En dit, liewe vriende, wys vir u en vir my, dat ek en u kan nie vandag, waar ek is in my lewe, blameer op my ouers, of op hulle keuses of optrede nie, maar is dit my keuses wat my lewensgang bepaal, besonders wanneer dit kom in my verhouding met die Here. En ek en u moet verstaan dat wanneer dit kom by sonde, is dit iets wat God haat, iets wat hy nie in sy kinders se lewe wil sien nie, iets wat hy wil verhoed, dat dit oor hulle pad kom. Niemand hier vanaand sal vreemd dink, as jy 'n Christian met sy fiets hier sien ry, en hy jaag in die straat in sonder om te kyk, en ek ruk hom uit die straat uit, en ek gee vir hom 'n pak op die bout nie. Niemand gedink, dominee, jy is wreed nie. Niemand gedink, dominee, jy is onregverdig nie. Elkeen verstaan, dat die doel van daardie pak sla is nie om my kind skade aan te doen nie, maar te leer. Hoekom? Om hom te bewaar van verdere pyn en seer. Want my hand kan nie doen wat 'n kar aan daai kind sal doen. Dieselfde wanneer dit kom by die Here. Siekte wat hy oor my lewe kan bring, kan wees as gevolg van sonde in my lewe. En daardie siekte is 'n manier van terugtig, om my terug te bring na die Here. Ek is seker baie van julle het al daardie bekende portret gesien, waar Jesus 'n lammetjie op sy skouers dra, of soms is dit net 'n herder wat uitgebeeld word. En dis nie toevallige beongeluk nie. Die gebruik was in die Ou Testament, as 'n skaap afgedwaal het, net soos Jesus ons leer, laat hy die 99 agter, hy gaan haal die een verdwaalde. Maar wat baie herders dan gedoen het, is hulle daardie skapie se been gebreek. Wreed, né? Sleg. Nee. Want terwyl daardie skapie se been gebreek was, het die herder hom opgepas met sy eie hande. Hy het by die herder geslaap, die herder self het hom gevoed en gevoer, en wanneer daardie been herstel het van daardie lam, het hy nooit weer afgedwaal. En dit is hoekom die Here baie keer siekte gebruik in jou en my lewe. Nie om ons sleg aan te doen of ons te verwoes nie, maar 'n manier om ons terug te roep of terug te bring na hom. 'n Manier van herstel en vernuwing in my verhouding met hom. En daarom, liewe vriende, wil ek jy moet verstaan, siekte, alhoewel dit van aard seer en pynlik is, en swaar is om te dra, is die doel daar agter baie keer nie. Die tweede rede wat ons sien, siekte kan lei tot redding. In hierdie verhaal wat ons nou vanaand gelees het, van hierdie jong man wat blind was, na hy gesê het, of hy 'n sondaar is, weet ek nie, maar een ding weet ek was blind, maar ek kan nou sien. Later aan ontmoet hy weer die Here Jesus in vers 38, en hy sê, ek glo, Here, en hy aanbid Jesus. Hierdie jong man se eie lewe was nie net daar getransformeer, omdat sy oë geopen was nie, maar omdat hy die heilige God van die heelal ontmoet het deur hierdie proses, en het sy hele lewe totaal en al verander en tot nuut gemaak. Psalm 119 vers 67 sê, voordat ek verdruk is, het ek gedwaal, maar nou hou ek u woord. Voordat ek verdruk is, het ek gedwaal. Voordat hierdie dinge oor my pad gekom het, hierdie siekte, hierdie pyn, hierdie seer, was ek die pad buister. Maar deur hierdie uitdaging het dit my tot God gebring. En ek kan vir u sê, liewe vriende, van hoeveel siekbeddens ek al bygestaan, of in 'n hospitaal, hospicebed, of selfs in iemand se huis, waar ek vir daardie persoon vra, ken jy die Here Jesus Christus? Sê nee. Daardie siekte bring hulle op so 'n punt, dat al die goeie werke en dade, al my mooi dinge wat hulle op staat gemaak het, uit die weg geruim is, en vir die eerste keer erken hulle eerlik, nee. Dit vat 'n siekte, om hulle op so 'n punt te bring, dat hulle besef, al het ek al die wêreldse begeertes, al die dinge daar buite, maar ek het nie Christus nie, dan het ek niks. En dit was 'n voorreg om by baie mense se sterfbed en saam met hulle te kon kniel, en te kon bid vir redding. En as daardie persoon afgesterf het, om daardie woorde te kon deel met die familie, om te sê, voor hulle die ewigheid in is, het hulle saak met Jesus reggemaak. En dit bring vir die familie soveel vrede.
Maar liewe vriende, dit kan wees dat die Here ook siekte in my lewe inbring om ons tot redding te bring. Nie noodwendig siekte tot die dood nie. Maar as hierdie siekte wat ons baie keer laat wakker skrik en besef dat ons is verganklik, ons kan sterf. Dat daar is 'n dag bepaal waar ek my laaste asem hier sal uitblaas en ek voor die God van die heelal sal moet staan en verantwoording moet gee oor my lewe en waar ek moet op staan. En daar is dan nie tyd vir verskonings of mooi praatjies nie. Al vraag wat in my hart afgevra gaan word is, het jy die seun? Het jy Jesus Christus ontmoet of nie? Gaan nie oor jou kerkbywoning nie. Gaan nie oor hoeveel keer het jy die Bybel deurgelees nie. Gaan nie oor, het jy nagmaal gebruik, is jy gedoop, is jy voorgestel. Dit gaan oor geen van hierdie mooi dinge, maar dit gaan oor niks van dit. Aan die einde van die dag kom dit neer op wat Johannes 14 vir ons sê, vers 6, waar Jesus self verklaar, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En deur siekte wil God bewerk dat die mens moet wakker skrik en besef, dis nou die tyd om jou saak met Jesus reg te maak. Kom ek vat maar net die voorbeeld van 'n jong man, die Charlie Kirk, wat so 2 weke terug doodgeskiet was vir sy geloof. As u kyk wat nou in Amerika gebeur, dan sien ons God het 'n doel daarmee. Hy het 'n plan daarmee toegelaat. God het, hoor mooi wat ek vanaand sê, liewe vriende, maar dit klink wreed, toegelaat dat sy lewe daar eindig. En dat sy dood veel harder spreek as wat sy lewe ooit kon. Waar mense nou wakker geskrik het en besef het, ek moet nou my saak met Jesus regmaak. Jong mense wat gedink het, die ewigheid lê vir my voor, ek gaan tot vir altyd lewe, het besef dat ek gaan eendag voor 'n God moet staan en rekenskap moet gee. Dit is die effek wat siekte het, baie keer op in my lewe. Maar derdens vanaand sien ons ook siekte as 'n instrument vir 'n dieper werking in die mens se lewe. In Jesaja lees ons van 'n koning met die naam Hiskia. En Hiskia was 'n man wat na aan God gewandel het, die Here gedien het in oorgawe en hom gevolg het en hom geprys het en geloof het vir wie hy was. Dat God self gesê het, daar was en sal ook nooit 'n koning weer wees, soos Hiskia. Maar Hiskia toegelaat dat daar trots in sy eie hart opgeskiet het. Dat hy aan ander konings al die pragt en die praal wat hy vergader het van die troonkamers wat daar van God was, het hy dit vir hulle gaan afwys om te sê, kyk hoe geseënd en hoe wonderlik gaan dit met my. En die Here kom sê daar vir Hiskia, in 14 jaar, of skies tog, in 5 jaar sal jy sterwe. En Hiskia vrees, soos hy begin siek word en hy besef wat hy gedoen het. En hy val op sy knieë neer en hy bely daarvoor die Here. En hy smeek hom om vergifnis en besef die trots wat in sy eie hart opgeskiet het. Die trots wat hom mislei het en van die pad afgebring het. En hy bekeer hom tot die Here. En hy smeek om die Here om hom te herstel. En die Here doen. Die Here voeg nog 14 jaar by sy lewe by. Jesaja 38 vers 17 en 18 roep Hiskia uit en hy sê, tot heil het die bitter lyding my geword. Tot heil, heerlikheid. Hierdie lyding en pyn en seer wat ek deurgegaan het tot heerlikheid vir my geword. Hoekom Hiskia? Want hierdie siekte wat oor hom gekom het hom laat besef, as 'n man wat saam met God gewandel het, daar was nog trots in sy eie hart. Die Here het nie alles gehad nie. Nie alles was aan God oorgegee nie. Maar daar was nog steeds vir homself op sy eie hart. Psalm 119 vers 71 sê, dit is vir my goed dat ek verdruk is, sodat ek die insettinge kan leer. Hierdie is harde woorde vanaand, liewe vriende, vir een van my om te besef. Maar is baie keer nodig vir siekte in my lewe. Vir ons om te besef dat God wil 'n dieper werk in my lewe kom doen. Hy wil my nader aan hom trek. Ek het 'n familielid daar in die Kaap wat op 'n tyd kanker gekry het en dit maar baie donker gelyk het. Dank die Here deur genade dat hy haar kom aanraak en genees. En ek onthou in 'n gesprek met haar vra ek, hoe was hierdie hele proses? Hoe het jy gevoel? Wat het jy ondervind? En haar woorde was, ek is dankbaar. Die Here het vir my kanker gegee. En my oë rek en ek kyk en ek sê, maar wat bedoel jy daarby? En sy sê, want terwyl ek daar op my bed gelê het en teen 'n muur vasgekyk het, terwyl ek niks kon doen nie, het ek besef,
My hele lewe het gedraai om my man en my kinders, gejaag by die werk, gejaag daar, en hier bring die Here my hele lewe tot 'n stilstand. En hy kom praat met my en sê, waar is my tyd in jou lewe? Liewe kind van die Here, dit is baie keer waarvoor siekte nodig is in ons lewens. En as ek maar net self kan getuig, laas jaar waar ek my stem verloor het, jy weet, ek was 3 weke van die kansel af, jy het my nie gesien nie. Die Here met my ook hard kom praat. Here, hoekom kan ek nie preek nie? Hoekom neem u stem vir my af weg? Die roeping wat u vir my gegee het, kan ek nie uitleef. En Here moes myself kom vra, maar Ludolf, as my tyd. Dit is een ding om te preek en te praat oor die dinge van die Here. Maar die Here begeer om met ons as individue op te wandel en te handel. En siekte bring alles tot 'n stilstand. Dan besef ons waarlik wat maak saak en wat is regtig belangrik. Geen werk of geld of roem of eer of enigiets wat die wêreld kan bied kan my gesondheid vervang. Ek herinner my aan Steve Jobs, die stigter van Apple. Het by boeddiste draaie gemaak, by profete, by natuurlike geneeshere, ek wil amper sê sangomas. Alles het hy probeer. Met al sy geld en al sy pragt en praal en roem, sterf hy nog steeds in pankreaskanker. Geld kan nie my gesondheid koop nie. Geld kan nie vir my gesondheid bied nie. Niks van hierdie wêreld kan daarmee vervang word nie. En daarom gebruik die Here hierdie slegte omstandighede baie keer in my lewe om my tot 'n stilstaan te bring, om te realiseer en te besef wat is belangrik. En waar staan ek as kind van die Here waarlik met hom? Is daar dinge in my lewe wat hom nie behaag nie? Begeer hy dat ek in my verhouding met hom verdiep en nader aan hom sal wandel, meer van Christus en minder van die wêreld? Ook al dit mag wees, is dit eers in 'n tyd soos hierdie wat ons oë oop gaan, ons waarlik besef wat aangaan en wat gebeur. Maar volgende, liewe vriende, en ook 'n moeilike een, 'n bitterpil om te sluk. Siekte kan ander bereik deur jou lewe. Wanneer iemand siek word, skrik nie net daardie persoon baie keer wakker nie, maar hulle geliefdes rondom hom. Handelinge 5 vers 14 en 15 sê, mense is op die strate neergelê en self Petrus se skare het genesing gebring. Die skare het hulle na hom gestroom, hulle het toe gekom vir genesing, gevra vir hulp, omdat hulle gesien het dat deur hierdie manne waar genesing beskikbaar was. Deur hierdie mense wat siek was en gelei het, wat nou genees is, het ander mense tot die realiteit gekom dat hierdie is die ware God van die heelal. So gebeur dit dat die Here baie keer dat jou en my siekte met ons geliefdes wil praat rondom ons. Ek praat met 'n predikant wat eendag in 'n hospitaalbed beland het. En hy sê hy het toe hy daar beland het gevra, Here, hoekom nou? Hoekom ek? Hoekom eintlik so onnodige siekte? En hy sê terwyl hy daar in die hospitaalbed lê, hoor hy gehuilery hier langs aan hom. Groot volwasse man, maar hy vrees vir sy lewe. En daar het hy die geleentheid om te praat oor Jesus en hierdie man na Jesus toe te lei. En hy sê, Here, ek verstaan nou. Ek is jammer, ek het U ooit betwyfel. Sien, liewe vriende, siekte bring ons nie net in 'n hospitaalbed waar ons siek lê nie, maar dit bring ons geliefdes, ons vriende, ons kollegas, mense naby aan ons tot 'n punt om te besef, wat is dit ek was? Waar sal ek opeindig? Dis 'n geleentheid waar ons as kinders van die Here ook waarlik ons geloof aan die wêreld kan openbaar. In 'n hospitaalbed waar mense moet dink ek pessimisties, negatief en wanhoopig moet wees. As ek daar die waarheid van Christus kan uitstraal, in geloof vir hom bruikbaar wees, is dit nie net 'n getuienis teenoor my geliefdes nie. Dis 'n getuienis teenoor die dokter, teenoor die susters en ander pasiënte wat daar rondom my lê. Sien, liewe vriende, ons sê baie keer, ons is bereid om gevorm te word deur die Here. Ons sing daar die liedjie wat sê, doen slegs U wil, Heer, U wil met my, U potterbakker, ek die klei, vorm my, maak my, breek my, smelt my, net soos U wil. Ons sing nie die woorde. En jy ken al vir Albert vir vis, het al 'n paar keer hier gesê, hy sê, wanneer Christene die meeste lieg is wanneer ons sing. En dis baie keer wanneer die waarheid uitkom, ons sing nie die woorde, maar bedoel ons dit regtig? Maar dit is hier, wanneer keer siekte my lewe tref, wanneer ek nou op die beproewing gestel word, hoe gaan ek nou reageer, hoe gaan ek nou optree?
'n skip word nie getoets in die hawe nie. Hy word getoets in die rowwe see daar buite. Of hy waarlik op standaard is en reg gemaak is. 'n Kind van die Here word nie getoets in tye van gemak, pragt en praal nie, maar in tye van verdrukking en uitdaging. Daar kom ons ware karakter en ware self dan uit. Hoe hanteer ek dit wanneer dit ek is wat siek is? Word ek wanhoopig en negatief, woedend en kwaad? Dryf ek ander weg? Of is dit eerder 'n geleentheid waar ek mense kan aantrek met die waarheid van Christus? Waar dat my lewe, wat besig is om te ly, ek wat dalk moontlik sterf, ander daardeur kan bereik om hulle saak met Jesus reg te maak. 2 Korintiërs 1 vers 4 sê, hy wat ons troos in al ons verdrukkinge. Hoekom? Sodat ons die wat aan alle verdrukkinge is, kan troos met die troos waarmee ons self deur God getroos is. Hoekom kan ons baie keer ander help en bystaan en ondersteun wanneer uitdagings en probleme kom? Omdat ons self daardeur was en verstaan wat dit is, die pyn, die seer, die verlies. Maar dat ons ook verstaan die hand van God en sy werking daarin. Weet ek al hierdie getuienis met u gedeel, maar ek wil graag weer. In 2020 Desember verwag ek in Charlies ons eerste babietjie. En dit is na 'n nuus dat ons ontvang het dat die kans dat ons ooit kinders sal hê amper niks en skraal is. Dis wat die dokter gesê het. Ons sal nooit kinders kan kry. En hier verwag ons 'n wonderwerk van die Here. Ons is so opgewonde. Dis in die eerste paar weke en ons vertel vir almal. Ons kan dit nie vir onsself hou nie. En ons is op pad af Kaap toe en in Bloemfontein slaap ons toe oor. En daardie aand het Charlies se miskraam. En ons albei is te neergedruk plat. Weet nie hoe gaan ons daardie aand 'n oog toe maak nie. Ons probeer saam bid, maar is meer trane as woorde. En ons besluit om eerder ons gaan nie verder af Kaap toe. Kom ons gaan terug huis. En in die kar praat ons nie 'n woord nie. Ons hou mekaar se hande vas en ons bestuur en ry. Ons luister Christelike musiek. En op 'n tyd sê Charlies vir my. En nou moet ek hier iemand onthou. Ek is die man. Dit maak ook vir my seer, maar definitief nie so seer dit vir 'n moeder moet wees om dit te moet deurgaan. En sy sê vir my, ek verstaan hoekom die Here toegelaat het dat my gebeur het. En my oë rek en ek dink, hoe kan jy dit sê? En sy sê sodat ek ander kan help wat hierdeur gaan. En vir my het my mond oopgehang in die geloof wat sy daar gehad het. Ek het nog sukkel het om te verwerk. Ek het nog gesukkel het om met die Here te praat daaroor. Openbaar sy dat die Here klaar vir haar kom wys het. Wat sy deur haar lyding vir ander nou kan kom doen. Dat sy ander kan troos met die troos waarmee sy getroos het. En dit is baie keer hoekom die Here siekte in my lewe toelaat. Dit bou karakter. Maar nie 'n mooi karakter van wat 'n mens of 'n man of 'n vrou behoort te wees nie. Goddelike karakter. Karakter wat die beeld van Jesus uitstraal. Karakter wat ander aantrek en 'n honger in hulle skep om Jesus te ken, te dien en te eer. Die Here kom wys vir ons in sy woord en hy sê dat hy louter ons soos goud. Waarom? Maar die proses om goud te louter het jy 4 warm kole nodig. Om al die onreinhede uit daardie goud uit te kook, weg te skep, weg te neem. En hoe meer daar hitte geplaas word, hoe meer word die goud rein. Hoe reiner die goud word, hoe meer kan daardie goudsmid al die onreinhede afskep. En wat bly oor? Wanneer daardie goudsmid dan na die goud kyk, sien hy sy eie beeld raak. Ons pyn en lyding, die letsels, fisies en geestelik wat u dalk vandag dra, is nie letsels van pyn en seer en waar die Here ons te nagekom het of nie gehelp het nie. Dis pyne en letsels en seere wat getuig waar God ons deurgedra het, vir ons voorsien het. Tye wat gelyk het of ons dit nooit sal deurmaak of kan weerstaan nie. Maar hier is ons vanaand. En ek dink al wat ons kan sê waarlik as ons terugkyk, wat u ook al mag ondervind. Dankie Here. Dankie Here. Dat dit wat ek deur is, dit wat ek ondervind het. En ek dalk kan u vanaand fisies na 'n letsel kyk. Dalk is dit in die hart vanaand. Maar dat u my daardeur gevorm het en nader aan u getrek het. Ons tweede laaste een in
word so 'n bietjie antiklimakties, maar jy moet ook verstaan dat daar is iets soos die siekte tot die dood toe. In 2 Konings 13 vers 14 sê dat Elisa was siek aan die siekte waarin hy sou sterwe. God het bepaal dat Elisa deur siekte dood sou gaan en sy gees na hom sal terugkeer. God kom al sy kinders op verskillende maniere. Ouderdom, ongelukke. Eendag kom haal hy ons hier op aarde, kom hy vir ons, maar een van die maniere hoe die Here ons kom haal is deur siekte. En ons moet verstaan dat siekte tot die dood baie keer God se wil is. My tyd op die aarde is verstreke, my dae is bepaal, my werk is volbring en hy kom neem my terug na sy heerlikheid. Ek kan nie moet verstaan dat 11 van die 12 apostels 'n martelaarsdood gesterf. En baie mense sê, maar was God dan nie met hulle nie? Hoekom het hy nie vir hulle voorsien nie? Hoekom het hulle nie beskerm nie? Want dit was sy wil om hulle so te kom haal. Dit gaan baie keer ons verstande te bowe en ons begryp en verstaan nie die dinge nie, maar die Here openbaar vir my daardeur dat dis selfs die dood nie iets moet wees wat ek as kind van die Here moet vrees of voor bang moet wees. Maar die dood is 'n manier hoe hy my kom haal. En as ek Christus het as my heiland, kan ek weet dat die dood is net die oorgang tussen die tydelike en die ewige, tussen die sterflike en die ewige, tussen die siekte en die herstelde. Dood moet nie iets wees wat ons vrees nie. Dit is nie verkeerd om bang te wees, dit is natuurlik, is menslik. Maar dit moet nie iets wees wat ons so laat vrees, dat ons onsself net wil toebou in 'n boksie en in 'n hokkie en niks wil oorkom. Kyk maar net die woorde van Paulus, hy daag amper die dood uit, hy spot met die dood. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou krag? Want Paulus besef dat die dood geen meer vasse oor hom het nie. Dat die dood 'n tydelike ondervinding is vir die kind van die Here. Dat die dood hom dalk kom haal, maar dit neem hom na Christus toe. Na 'n lewe veel meer beter en heerliker as die lewe hier op aarde. 'n Lewe van vreugde, 'n lewe van liefde, 'n lewe sonder pyn en lyding, waar God beloof hy elke traan sal wegvee en ons in die heerlikheid saam met hom sal wees. 'n Heerlikheid waarvan ons geliefdes alreeds is, in afwagting om ons daar te ontmoet. Maar ek kan vir u waarborg ook 'n ewigheid waar hulle nie sal verlang om nou terug te kom nie. Wat hulle geen begeerte het om terug te kom na 'n stikkende, gebroke, vuil wêreld, want hulle is in die heerlikheid van Christus. Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Hoe kan Paulus hierdie woorde sê? Hierdie selfe man bely en hy sê, ek verlang om heen te gaan, maar ek bly agter vir julle ontwil. Paulus sê daar, ek wil sterwe, nie omdat hy enige neigings het tot selfmoord nie, maar omdat hy weet dat die lewe hierna veel beter inhou en die dood het geen meer vashou op hom. En daarom alhoewel die Here u en my deur die dood of deur siekte kan kom haal, moet dit nie iets wees wat ek afwens of wegstry, maar verstaan dat God het bepaal dat hy my uiteindelik kom haal en verlos van hierdie bose wêreld. Dis vir dieselfde rede, liewe vriende, dat ek en u 'n wederkomsverwagting in ons harte behoort te hê. Omdat ons verlos wil word van hierdie lewe, om te sê, kom Here, Maranatha, ons wil nie meer wees nie. Ons wil by u in heerlikheid wees. En dan die laaste rede vanaand, soos ek vir u sê, dit eindig dalk 'n bietjie antiklimakties, maar ek en u moet ook verstaan waarom dit gaan, hoekom ons siek word, en wat is die doel en die rede daar agter. Siekte as gevolg van onverantwoordelike optrede. As ek nou vanaand, liewe vriende, met 'n kort hemp en 'n kort broekie buite in die reën gaan sit, en môre met 'n seer keel opstaan, kan ek nie sê dis die Here se skuld. As ek van hierdie dak afspring keer op keer en uiteindelik gee my knie in, kan ek nie sê, Here, hoekom het u vir my swak knie gegee nie? Ek het nie moet verstaan dat ons as 'n liggaam gegee op hierdie aarde om op te pas, om ons deur te dra. En daarom sê die Here in Matteus 4 vers 7, Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. As ons roekeloos leef, kan ons nie die Here blameer wanneer siekte ons tref nie. Daarom sê in Korintiërs 6 vers 19 en 20, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle is nie, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie. Pas jouself op.
Dis hoekom ek vanmôre ook vir u gesê het, moenie die brille, die pille weggooi en sê dokters gaan my nie help nie. Maar deur al daardie mediese dinge kan ek nog steeds God vashou en vertrou. En weet hy is die God wat genees en gesond maak. En ek kan nie vanmôre die hele kwaadlik neem as ek iets in my eie lewe gedoen het in my verlede en vandag maai ek wat ek gesaai het in daardie tyd. Maar hierdie vanaand, liewe vriend, hierdie 6 gedagtes wat ons nou vanaand gehoor het, is presies net dit, net 6. Daar is veel meer en ander redes wat die Here siekte in jou en my lewe kan toelaat. Redes wat ons kan bespiegel en bespreek en benoem. Maar wat u vanaand in die eie stilte tyd voor die Here gaan uitklaar en vra, Here, waarom? Hoekom? En jy gaan een van 2 antwoorde kry. Of jy gaan kry die rede daar agter dat God openbaar hoekom, of jy gaan die woorde van Paulus kry wat ons ook verder in ons reeks weer na sal kyk. My genade is vir jou genoeg. Die Here gee of vir jou en vir my 'n antwoord, of hy gee vir ons berusting. Berusting is vrede. My antwoord dan is nie, ek weet nie, my antwoord is, God is in beheer. God is op die troon. God heers. Vanaand sien ons, liewe vriende, wat die Here van jou en van my afvra is, vertrou hom vir genesing. Maak staat op hom, wat ook al die rede daar agter mag wees, dat hy is die een wat dit oor my toegelaat het, maar hy is ook die een wat my daarvan kan genees. Psalm 103 vers 2 en 3, loof die Here o my siel, vergeet geen van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees. Jakobus 5 vers 14 en 15, wat ons aanmoedig en ons nooi en wat ons vanaand gaan toepas ook, is daar iemand onder julle siek? Laat hulle die ouderlinge van die gemeente na hom toe roep, en die gebed van die geloof sal die sieke red en die Here sal hom oprig. Die Here nooi ons uit. En die vraag is, gaan ons hom aanneem op daardie uitnodiging? Maar dan ook om vra die Here vanaand, wil jy nie jou siekte oorgee in my hande, as 'n instrument wat ek kan gebruik tot my heerlikheid? En hoekom is hierdie jong man blind? Is dit sy ouers, is dit hy? Nee. Sodat God verheerlik kan word. Die Here wil vanaand deur jou lewe, wat ook al se pyn, skete, siekte oor jou mag kom, wil hy jou in jou toestand gebruik om sy naam groot te maak. Romeine 8:28, en ons weet vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir die wat na sy voorneme geroep is. 2 Korintiërs 4:17, want ons ligte verdrukking, hoor wat noem Paulus dit, ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffelike ewige gewig van heerlikheid. En my oom nie vanaand wees op die tydelike, op die hier en die nou nie, maar op die ewige lewe hier. Om te weet, dat dalk genees die Here my nou, en hy kan, sonder twyfel. Maar daar vir ons elkeen wat hier vandag is, volkome genesing is, eendag, wanneer Christus ons kom haal. Ek wil afsluit met hierdie getuienis wat vir my mooi was. Toe Ronel gesterf het, tannie Cathy se dogter, baie van julle sal ken, Ronel het Down syndroom gehad, was jare hier in die gemeente. Toe sê tannie Cathy dat in haar eie hart was daar seer en pyn, maar ook verligting, omdat haar dogter gelei het. Sy was met die Down syndroom baie sieklik en baie oud geraak en het dit swaar getrek en was dit moeilik vir haar. En ek sê vir haar, maar tannie Cathy, besef tannie dat Ronel, omdat sy Jesus geken het, eendag in die hemel nie Down syndroom gaan hê. Hoor ek, soos sy sê, rarig dominee. En ek sê, ja tannie. En eendag sal ons volkome van alles genees word. Alles wat die vloek van sonde ingebring het, word deur die kruis van Christus volkome gereinig, genees en heel gemaak. En vir 'n moeder daardie dag het dit soveel vreugde gebring om te weet haar dogter is verlos. Hoe wonderlik om te weet dat daardie verlossing wag vir een en elkeen van ons. Maar vanaand roep die Here ons om nog steeds daardie geloofstap te neem. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, Here, dankie vir die woord wat vanaand reguit en duidelik tot ons harte kom, wat tot ons spreek en vir ons die waarheid kom wys. En Here, ons verstaan en weet nie altyd hoekom en waarom 'n siekte in ons lewe kom, wat die groter plan en gedagte daarmee is nie. Maar een ding weet ons verseker, U is nog op die troon, U is nog God en U heers vir ewig. So wil ons vanaand kom vra, Here, dat U by ons sal kom stil staan en ook, Here, hierdie heerlikheid van die kruis in ons sal kom openbaar, die werk van genesing.
Dat ons in geloof U sal vashou en op U vertrou en sal weet, Here, dat daar wag vir ons volkome genesing eendag. Maar by U, Here, is daar niks onmoontlik. U kan vanaand ook 'n wonderwerk kom verrig en vir ons kom doen. En daarvoor wil ons U vashou en vir U vertrou. Ons bid hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit verdien het, maar aanneemlik in die heilige, kosbare en dierbare naam. Amen. Ek gaan my 'n oomblik om gehoor te skakel.